vorige oortredings. Aanranding 19 april 1918. Diefstal 7 november 1918. Diefstal 23 oktober 1919. Diefstal 4 februari 1921. Verkrachting. Aanranding met die doel om ernstig te beseer. Aanranding. Aanranding met die doel om ernstig te beseer. Aanranding. Aanranding. Julle varken! Gedink julle sal het recht kry sonder ek het uitvind. Is dit wat julle gedink het? Waarvoor praat jy, Sias? Ek weet nie waarvan ek praat. Hoe die ou missies weet nie waarvan ek praat nie. Nee, ek kan jou amper glo, ou missies, want op jou ouderdom vergeet 'n mens maklik. Verkapte arm maak onthou glo moeilik. Of wat sê jy, Willie? As jy doof as ek met jou praat, Willie? Nee, Sias, ek hoor jou. Nou kom antwoord jy my nie dan nie. En Willie? Kom hier so, Willie. Kom hier! Wat dink jy, Willie? Weet jy, Sias, jy weet nie. Jy weet nie, en sy weet nie. Sy is kuns, en jy, wat is jy, dom? Of dink julle dat ek is dom, hè? Is dit wat julle dink? Antwoord my, kom jou praat, antwoord my! Nee, Sias, ek nie dom nie. En jy, ou missies? Wat moet ek sê? Wat wil jy moet ek sê? Wat wil ek jy moet sê? Nie die waarheid, my vrou. Nie die waarheid. Sit er voor my. Ek wil weet waarom die polisie aan hierdie gemors. Wat is dit? Dit is 'n dagvaarding, dit is wat het is. Of kan jy nie lees nie? Hulle soek my oormôre in die hof oor Esther. En ek wil weet hoe weet hulle. Almal weet dit jou susters kan sê. En almal weet jy is besig om kuns te word. En almal weet jy is my vrou. En almal weet jy wil my hier uitwerk. En nou weet almal ook van ek en Esther. En ek wil weet hoe weet hulle. En man moet sy hande van sy sitterskind afhou. Hoe wil jy my kom vertel wat 'n man mag en wat 'n man nie mag nie? Julle het by die polisie gaan praat. Maar laat een net sy mond in die hof oopmaak, dan is daar moeilikheid. Sorry sal nie 'n woord sê nie, my man. Ek zweer. Willie, ek zweer. Ek sal niks sê nie, ek zweer. Nee, ek sal ook nie as ek julle was nie. Julle ken my. Sias, waar is jy? Ek is hier agter, Esther, ek kom nou. Maak so lank vir ek en Esther 'n lekker kan koffie, asseblief, my man. Was die betrokke dagvaarding die gevolg van inligting wat agteraf deur of Mabel Vlok of Willie Krause, die plaasvoorman, aan die polisie verskaf is? Het hulle wel aandeel gehad aan die verklaring wat die wiele van die gereg aan die rol gesit het? Willie Krause. Ek zweer, dit was nie ek nie. Ek het nie 'n dooie woord oor enigiemand aan hulle gesê nie. Hoekom sou ek? Niks met my te maak gehad nie. En selfs het ek al geweet, daar was 'n lelike ding tussen hulle. Hoekom sou ek gaan klaar? Wat van sy vrou, Mabel Vlok, se aandeel? Of sy dit gedoen het? Ek weet nie. Maar sy kom, want sy het geweet. Ons almal het geweet. Maar ek weet nie of sy dit gesê het nie. Ek zweer, ek weet nie. Maar ek het niks gaan klaar by die polisie nie. Was Krause jaloers op Vlok? Was hy self verlief op Esther Cronje? Dit was sy eie susterskind. 'n Man moet sy hande van haar afgehou het. Maar ek het niks gesê nie. Ek zweer. Ek zweer. Ek wil haar nie koffie maar gevraag. Laat maar, julle gaan wegkom nie. Sias, Dis daai twee. Bly hier. jy kan nie uitgaan eers te kant buite. Ek zweer, sy is weer by daai meisie en hulle. Hardloop ons altyd vir alles na kinders toe. Vergeet dit nou. Toe. Vergeet dit nou. Hoekom Peter sy so met my? Vergeet nou. Hulle is weg, ons is alleen. Ek sal môreoggend vroeg opstaan en met haar gaan praat. Mooi met haar gaan praat.
2 persone vlug omdat hulle vir hulle eie veiligheid vrees. 'n derde hoor van sy voorneme om die volgende dag na hulle te gaan soek. Kon sy nie geprobeer het om hulle immers dan net te waarsku nie. Ek het hulle gewaarsku. Maar ek kon eers nadat hy reeds op pad was na hulle toe. Ek het met Willie gepraat. Toe Esther bel, het ons dadelik na die Lateganse opstal gehardloop. Dit is maar skaars 'n myl. En daar het ons beide in die stal se stroeisolde gaan wegkruip. Sias het ons later daar kom soek, toe hy ons nie by die meisens in die hande kon kry. Maak oop, ek weet julle daar binne. Maak oop, ek skop in die af. Maak oop. Hey, jy. Wat maak jy daar? Kom weg, Lazo. Waar is die huismense? Hulle is dorp toe. En as jy nie nou dadelik al wegkom nie, dan roep ek die polisie. Dreig jy my? Dreig jy my? Jy moet ophou met te staan en dreig, hoor. Ek sê op die datales. Nie skiet nie! Moenie skiet nie! Moenie afdreig nie, vrek nou! Nee! En ons is robbies. Die 5-tal skote wat vlak op Ferreira gevuur het, word in 'n polisiedossier aangeteken. Binne 48 uur sou hulle weerklank wyd en suid oor die lengte en breedte van die Unie van Suid-Afrika weerklink. Sou hierdie slaperige dorpie in die Kaapkolonie die grootste en skokkendste gebeurtenis in sy bestaan belewe. 'n Klag word gelê. Hoofkonstabel Martens neem 'n verklaring af. Kyk net vir ons daar asseblief vang. Sergeant Dippenaar berei 'n aansoek om 'n lasbrief voor. Die aanklag poging tot moord. Die aangeklaagde Sias Johannes Christoffel Vlok. Wie het met haar gepraat? Was jy nou daar? Jy het haar nie gesien nie? Ja. En Willie? Wat van hom? Het jy hom gesien? Okie. Sy geluk. Ja. Jy sou hom seker lelik verniel het, né? Ek sou sy nek vir hom gebreek het. En hoekom wil jy vra? Sommer nie. Môre. Ek gaan môre alles aan jou vertel. Niks nie. Daar is ons niks te vertel nie. Meneer Vlok! Bly staan hier daar. Moenie roep nie, ek sien julle vrek. Staan toe. Doe maar soos die man sê, Jan. Net nou skiet hy regtig. Ek roer die sand. Meneer Vlok, ons het 'n dokument hier so wat jy moet onderteken. Kom u uit of moet ons maar nader kom? Ons ontwapen hom as hy met 'n skieding uitkom. Wat 'n dokument? Jy kan nie verduidelik, meneer Vlok. Jy moet wel liewer self kom kyk. Sand. Die man skiet eers voordat hy gesel sand. Ek het niks meer uit, maar hy trap my plaas af. Meneer Vlok, ons is amptelik hier. En u optrede... Ek trek nie hoe julle hier is, die trap nou. Sand, kom ons loop Sand. Neem net die dokumente besit. As ons allemaal... Die volgende een plan, ek tussen jou oos nie nou trap nie. Ek los het hier, meneer Vlok. Konstabel Verrie is my getuie dat hy dit wel in ontvangs geneem het. As julle nie nou trap nie, 10 sekondes dan begin ek skiet. Na die tyd is dikwels gevra, waarom is Vlok nie al op die eerste aanklag van bloedskande in hegtenis geneem nie? Die antwoord is eenvoudig. 'n Lasbrief sou nutteloos wees, want dit is 'n borgbare oortreding, en as vooruitstrewende boer sou Vlok die borg met die grootste gemak kon betaal het. Vlok het nou, die middag van die 12de Mei, 'n verdere 2 aanklagte ekstra op die hofrol vir die oggend van die 13de teen hom bygekry. Dwarsboming van die gereg en Poging tot moord. Wie wil jy moord? Giso, begin tot varke.
As ek skiet ek raak. Jy wou jy dood. Los my dat ek hulle wys. Ek het jy doodgemaak. Niemand weet niemand doodmaak nie. Nou wat beteken dit dan? Seker Meisen. Hy het hom seker opgesteek om te gaan kla. Wie? Daai misgewas van 'n plaasvoorman. Wie? Maar jy het gesê jy het hom nie gesien nie. Het jy hom geskiet? Nee man, Ferreira het later gaan sy plaasvoorman. Die lafaard het seker by Meisen gaan kerm en het hom opgesteek om by die polisie te gaan kla. Moes hom vrek geskiet het. Maar jy het gesien hoe die hol hy vat en so hier na grond. Hier dan. Nou die mense so kras aan skrik. Kom, gaan maar vir iets om te drink. Nee, wat was hy nodig om te arresteer? Hy het bydien môreoggend in die hof verskyn. Ek het hom net gewaarsku. Al waarskuwing wat hy sal verstaan is 'n koel deur die kop. Ag, ek sou nou nie dit sê nie. In alle geval, Jack. Wat sou jy dan sê, Dippenaar? Dink jy my skoonma en ons kuier hier so met die duplessies? Los nou maar, Jack. Môre is alles oor. Hy gaan nie loskom nie. Hy gaan bly sit. Dan gaan maar 'n egskeiding kry. Sal hom die helfte van alles van Vlok te gee. Ek hoop jy het nou jou les geleer, maar trou. Maar vergeet van gemeenskap van goedere volgende keer. Maar ek dink jy het seker dan nou genoeg van mans gehad te voel. Dit is maklik om te verwy, Jack. Baie maklik. As ek eendag weer wil trou, sal ek definitief nie jou testament kom vra nie. Trou dan as jy moet. Hou net die plaas en die goed in die familie saane. Jy's maar net my skoonseun, Jack. Met 'n waterdigte kontrak om op my 700 morg te boer tot ek die dag doodgaan. So jy regter gesê het nie ek nie. Tot die dag as ek die grond verkoop, dan sit jy met niks. Jy kan nie. Jy het nog net vrug gebruik. Dis Petrus en as jy enig omkap. Pietro en haar broers en Jack. En my testament sal eendag bepaal hoe die plaas verdeel word. Jy het gesê die plaas is hare. Hy kry 'n kontantuitbetaling. Testamente kan verander word, Jack. Baie maklik verander word. Is ons hier Gert Pieters. Hy's nou net by die polisiestasie. 5 uur die middag van die 12de Mei arriveer Gert Pieters, 'n werknemer van Sias Vlok, by die plaaslike aanklagkantoor met 'n briefie. Passeer Gert Pieters te perd na prokureur Greyling en terug, geteken SJC Vlok. Het jy 'n boodskap vir meneer Greyling? Maar net die brief. Wat gaan? Waar lê jy? Het 'n boodskap vir Greyling sal. Ek het Greyling nog vanoggend by die slagersraad geloop. Greyling was Vlok se prokureur. Die boodskap rapporteer onmiddellik by my aan huis. Ek het belangrike verklaring om te maak. Kom onmiddellik op ontvangs van die brief en kom alleen, geteken SJC Vlok. Nou, wat het dit met ons uitgewy? Het hy gesê jy moet by die polisie omry? Ja, Het hy gesê hoekom? hy wil nie gepla wees nie. Ek wil nie gepla wees nie, hier het ek jou gevra het om alleen te kom. Wel, jy kom maar ek opgelees, ja, sy was by die huis. Ek wou gehad het hulle moes weet ek gekom. As ek gebel het, sou nie geweet het nie. Die polisie. Maar ja, ek begryp. Nou wel, wat is dit wat jy aan my wil verklaar, Sias? Eers net dit. Dis 'n testament. Ja, dit is woord vir woord soos die een wat dit moet vervang. Ek sal dit teken. Dan moet jy dit ook teken as alles reg. Kan jy môre getuies op die dorp kry? Ja, seker. Jy is vertroud met die inhoud van die dokument en by jou... Kijk, Sias, ek moet aan jou die vraag vra. Beteken eintlik iets nie, ek bedoel, dis nie persoonlik. Ek weet wat ek geskryf het en ek is nie mal nie. Teken nou. Ja, ek sê nou wat ek bedoel nie. In elk geval, ek sal die saak môre afhandel en dan dadelik 'n kopie aan jou stuur. Goed. Nou, so rustig dan, Sias. Nie so haastig nie. Daar's nog baie wat ek wil praat. Hoe lyk dit my daar is iets wat jou skrikkerig gemaak of verbeel ek my dit? Jy verbeel het jou seker maar ek het gedagte is net die testament. Ek was ja, de ander sake ook nie. Wat sal ek dan skrikkerig wees? Nou sit dan. Esther, ons is dors, Esther. Ek's nou daar, Sias. Die water kook af. Dis ons oor haar wat ek môre in die hof moet verskyn. Verskyn? Ek het nie geweet nie. Ag, tog maar, hoe kan jy dit nie geweet het nie? Die hele dorp weet dit. Almal praat as kinders daaroor. Hoe kan jy wat 'n prokureur het is, nou skielik nie weet nie? Wel, ek weet van die saak. Ek het
Maar ek bedoel, ek het nie geweet as wel, sy nie. Sias, dus jy sê, dis die dame oor wie jy moet verskyn, hè? Ja. Greiling, ek wil hê jy moet my môre in die hof verteenwoordig. Ek wil hê jy moet hierdie poging tot moordsaak die my afkry dat hulle dit skrap. En dan wil ek hê jy... Kom ons nie sommer net so sê skraap het en skraap nie, Sias. Dit is eenvoudig. Hulle het nie bewyse nie. En dink jy werklik as ek iemand wil doodmaak, sal ek hom wegkom? Dink jy dit? Natuurlijk nie, Sias. Presies. Maar, wat van daai gewere nie? Wat rondoppies, dat we later gaan sy werf gekry. Wie sê so? Dippenaar. Hulle glo vir Dippenaar. Hulle glo 'n klein slotkop konstabeltjie in Sias vlok lieg. Dis dit wat hulle doen. Probeer hulle my in 'n hoek dryf. Ek sê maar net wat ek gehoor het, Sias. Selfs julle lekker. Man, Goeienaand, juffrou. ek het sommer die naam. Ek sal baie lekker wees, dankie. Seker? Een asseblief. Baie dankie. Hoe lang ken jy nou Greiling? Ek het vlok 5 jaar gelede in 1932 ontmoet. Hy was 'n vooruitstrevende boer, 'n gesiene man in landboukringe. In daai jaar het hy 'n kudde stoetvee aangeskaf. Maar kort daarna is hy gedagvaar om in die hof te verskyn in verband met die koopprys van die diere. Ek het 12 koeie by Gerike gekoop vir 40 pond stuk. Dis 480 pond vir die hele lot. Maar hy gaan toe en op 'n skelmagtige manier verander hy die koopbewys van 480 pond na 1480 pond. Kyk, ek kon dit maklik doen want hy het self die bewys uitgeskryf. Hy los toe 'n spasie tussen die pond en die 4 en hy skryf toe 'n 1 daarin. En na die woord 4 los hy toe 'n spasie en voor die woord 100 skryf hy toe 'n 10 daarin. Skryf! Hy verander dus die bedrag van 480 pond na 1480 pond. Hy verloor die saak. Na 'n paar maande en 'n nuwe getuie sit die saak weer open. Ek het bewyse, edelagbare. Ek het die getuienis van meneer Pieter Black. Hy's 'n handwriting expert van Johannesburg. Hy staan nie buite, ek het hom laat kom. Hy sal vir u sê, bewys dat Gerike gelieg en bedrieg het. Dit is 'n feit dat die R geskryf was omtrent 4 uur voordat die tee daardeur getrek is. Die R was so droog dat die ink van die tee nie eers daarmee wil meng nie. Hy is skuldig, edelagbare. Die vark is skuldig en nou wil hy 1000 pond by my kom steel. Hy is skuldig! Hy is skuldig! Hy verloor die saak vir 'n tweede keer. Dit het hom 'n geweldige som geld aan regskoste gekos. Die regter se uitspraak het 'n groot volk en volks gemoed opgekap. Ek dink hy het toe al sy vertroue in ons regstelsel begin verloor en het die owerheid begin haat. Ja, hoe lang ken ek die nog? Ja, al 5 jaar. Dis lang, hè? Ja, die mense my altyd regverdig behandel. Nee, nie altyd nie. Nee, nie altyd nie. Doe maar, ek sal sommer gaan. Ja. Koffie is lekker. Wat? Sias hou daarvan sterk. Alle mense sê is te sterk. Oh, nee, spy lekker so. Nog nie tel nou. Tja. So, jy kuier nou hier. Nee, ek bly hier. Sias is my oom. Hoekom vra jy? Nee, sê maar. Sommer. Polisie jou gestuur. Wil my en Sias. As ek jou kry, dan skiet ek jou vrek. En dit is my antwoord. Ja. Ja, ek is klaar sentrale. Asof jy nie weet nie. Wie was dit? Willie, Wat wou hy? 1000 pond. Waarvoor? Nou moet ek weet. Hy sê as ek hom 1000 pond gee, sal hy môre niks in die hof sê nie. Hy sê alles draai om sy getuienis. As hy niks sê nie, het hulle nie 'n saak teen my nie. Hulle moet seker dink ek is onnoosel om nou 1000 pond te gee. Hulle sit net en wag om my terug in die tronk te kry. Maar nie hiervoor nie. Wag, ek wil gaan slaap. Ek kan nie glo van Willie nie. Sê wat hy gesê het. Ek het nooit vir hom gesê, as hy my 1000 pond betaal, sal ek nie 'n woord sê oor hom en Esther nie. Dis 'n lieg. Ek het dit nie gesê nie. Hoekom sê ek dit dan gesê? Skryf hoekom Willie Krause so teen my is.
Hy het hier aangekom met die Transvaal uit, onvoorwaardelik met die voornemens dat ek hom sommer erfgenaam van my moet maak. Kan jy bewys? Hy het dit op rond vertel, man. En toe hoor ek dit, toe sê ek vir hom, hy sal nooit 'n erfgenaam van my kan word nie. Toe raak hy sommer snaaks. En van toe was hy dik vriende met Meisen en Dippenaar. Skryf ek. Was dit Willie wat daardie aand geskakel het? Die sentrale kan nie onthou nie. Een van die betrokke partye, meneer Greiling, prokureur. Ek was in die studeerkamer. Meneer Vlok het ingekom en gesê het was Krause wat opgebel het. Mevrou Cronje was ook in die vertrek. Kon mevrou Vlok aandeel in die betrokke oproep gehad het? Sy het niks daarmee te doen gehad nie. Ek het buitendien nie opgelei nie. Hy het ons dan amper vroeër die vorige aand doodgemaak. Het Willie Krause verwag om eendag Sias Vlok sy erfgenaam te wees? Hy het beloof ek sal erf. Hy het beloof. Dis hoekom ek uit die Transvaal gekom het om vir hom te kom werk. Hy het beloof. En toe het hy eendag gesê, jy het niks nie, Willie. En jy sal nog steeds niks hê nie, die dag as ek dood is. Jy sal nie 'n penny erf nie. Dis wat hy gesê het. Nagter, sy lamp benief hier, ek gaan maar slaap. Dag. Kan nie glo Willie dit te gedoen nie. Goeienaand, juffrou. Tot ziens. Volgens prokureur Greiling was Esther Cronje se optrede vreemd nadat Vlok die beweerde oproep van Krause ontvang het. Is jy seker is Willie wat gebeur het soos? Dit was die manier waarop sy gesê het. Ek kan net nie glo Willie het dit toe gedoen nie. So asof hulle afgespreek het hy sou dit doen. Was die prokureur se interpretasie van haar optrede korrek? Ek kan nie onthou hoe ek wat hy aangesê het nie. Ek kan nie presies onthou toe my kamer binne gekom het. Sal dit altyd onthou? Altyd. Hoekom hou julle so aan met klap en klap? Het is verby. Julle kan mos sien julle ontstel haar. Los haar nou uit. Het Willie en Esther ooit oor afpersing gepraat? Die moontlikheid bespreek? Was die afpersing nie. Hy het beloof. Dit was net die manier waarop sy het gesê het. Sou Vlok ook onraad op die stadium vermoed het? Ek weet nie. Is moeilik om te sê. Is 'n vreemde hand. Aanvanklik was ek huiwerig om alleen uit te gaan na Vlok se plaas toe. Huiwerig of dalk bang? Mense sou het seker so kon noem, ja. Maar in die halfuur nadat juffrou Cronje bed toe gegaan het, was daar 'n vreemde rustigheid in die vertrek tussen ons. Vlok was nog steeds aan die planne beraam en uitpleis wie hom, soos hy het genoem het, verraai het. Miskien het hy ook 'n interpretasie aan Esther se reaksie probeer reg, maar hy het niks laat blyk nie. Greiling was bang om met Vlok te gaan praat. Op watter stadium het hy vir sy eie en juffrou Cronje se lewe begin vrees? Ek dink Vlok was maar altyd 'n gevaarlike man. Dit was nie heeltemal op my gemak by hom nie. Maar die betrokke aand, dinge het lelik begin lyk na die tweede oproep wat hy die aand gekry het. Dit was net voor 9:30. Nee, Esther. Nee, Esther. Nee, Esther. Esther. Esther! Hoe kom jy verklaring teen my maak? Hoe kom jy? Het my gedoen, Sias. Ek zweer. Hulle het my gedoen. Hulle het jou gekoop. Hulle het my gedoen. Ek zweer, hulle het my... Greiling. Greiling. Sias, wat is het? Ek het 'n verklaring om te maak as my saak in orde kry. Ek gaan hulle bloed gee. Vlok, is jy nog daar? Vlok! Bly stil, my vriend! Toe maar, dit is van die telefoon. Meisje. Was dat meisje? Ja, jy ken die vark. Maar ek gaan hom nog kry.
jy so laat in die aand rond, Jack? Ek het nog net met Vlok gepraat. Waar is hy nie door? Nee, oor die foon. Later was daar 'n slag soos skoot, toe gaan die lyn dood. Sentrale sê hy wil nie antwoord nie of die lyn is buite werk. Ek dink hy het Esther geskiet. Julle moet gaan kyk. Ek sê jy, daai man is gevaarlik, Dippenaar. Julle moet hom gaan haal. Ek het Mason kort na Vlok se troue met die weduwee Bester leer ken. Saam met Vlok het ek deur die boedel gewerk om sake aan orde te bring. Ons kry toe bewys van 1000 pond van Mason wat nie reg was nie. Na baie argumente en briefwisselings, Mason skielik promptweg ontken dat hy ooit iets met die 1000 pond te doen gehad het. Ontken? Maar hy lieg mos nou. Wat is dit nou? Dis Mason. Hy sê hy skuld geen 1000 pond en hy wou om ordentlike huurkontrak aan te gaan en hy wil op die pad gee. Hy het haar kop. Jy moes gesê sas. Dis my snaaks dat hy nie huurkontrak wil sluit nie. Is dit dalk al een? Dit is hom en my nie, daar is niks 'n kontrak nie. Ek het hom net mondelings gesê hy kan op die helfte van die grond bly, jaar lank. Dis na Bester se dood. En by al 3 jaar daar is te plaas. Sleep hom hof toe. Dagvaar hom, trek hom kaal uit, breek hom. Sy verseker my toe weer, daar is geen kontrak nie. Ek neem toe stappe in die hof teen Mason. En toe die saak al aan die loop was, toe kom ek agter, daar is wel 'n kontrak van hier vir 12 pond per jaar in Mason se naam, lewenslank, vir 700 morg. Die vrou het my alleen vertel, het was 'n leuen. Dis alleen. Maar jy het beloof aan die Mabel. Jy het. Gaan vra vir Esther. Sy weet van die hele affære als. Nee, net daardie klein mediese naam voor my noem nie. En wat van die 1000 pond wat jy en Jack ons beloof het aan die Mabel? Jy praat van dinge waarvan ek niks weet of wil weet nie, wel jy hoekom bly jy nie maar stil nie. Net maar oor Jack, is daar moeilikheid. Maar Auntie Mabel, almal beloof my altyd als. Maar ek kry nooit ietsie. Soos die keer met die grensdraad, toe julle my 200 pond beloof het om stil te bly. Nou bly jy stil. Of jy sit sonder werk. Nadat Vlok 'n aansienlike klomp geld aan 'n opgedink teen Mason verloor het die fitte nog nie ingekry nie. Want 'n paar maande later is ek saam met Vlok op sy versoek na 'n punt op die plaas waar Mason 'n grensdraad gespan het. Jy kan nie kom staan en draad span nie. Kontrak sê niks van draad nie. Al gesê het jy in die hof nie. Dit lyk my jy was baie geld om te mors. Van my werkers bly aan die ander kant. Wat van hulle? Dis sommer met die groot pad moet langs stap van nou af. Luister die Mason. Jy het my nou lank genoeg getrek. Trap van my grond af. Dreig jy my? Bly net staan waar jy is. Ek laat my nie rondodder nie. Hey. Sy het eerste aanval vrek geslaan te Robbies. Jack, kom laat ek jou voorstel. Dis nou my skoonseun Jack Mason neervloek. Aangenaam. Paardesmus, né? Ek het die hangs by my vrou gekoop. Ek het gesien ja, nie sleg nie. Jack en Pieter woon in die boonste huis. Hy boer op daardie deel van die plaas. Koper, is ons gister al, wat soek jy nog hier? Of kuier jy? Ek wag vir my geld. Hoekom betaal jy my ma? Alles. 200 pond. Ek het toe nie soveel kontant by my nie toe. Vrou kom maar om te bly 'n dag of wat het. Ek het op die dorp kan gaan kry. Jy het nie 200 pond in die huis sit nie. Myne laat lag nie. 200 pond is te baie vir die perd. Gee hom 120 getrek 10 aflusies. Die prys is 200 pond soos ooreengekom. Sorg die vent voor 8 uur môreoggend van die plaas af is. Anders dan moeilikheid. Ek sal sy nek vir hom breek. Ek sit. Later daai aand was die 29ste Oktober 1931. Het ek alleen in die kombuis gesit. Toe kom sy daar aan met 'n bondeltjie geld en sy sê, "Tel dit en kyk of dit reg is." Het was snaaks want ek dacht dat sy geen kontant in die huis het nie. Dis wat sy gesê het. Dis nie dat ek ouwe nag het. Maar ek vat hom maar die geld en ek tel dit. Is dit reg? 200 pond. Kyk my Vlok. Ek wil nou met jou praat. Sy maak toe die 2 boksies oop. Die een was 'n swaar gladde goue ring, waarde ongeveer 5 pond.
Andrie was 'n goue bangle, sê toe. Die ring is nou jou ring en die bangle is myne. Sy vat toe self die ring en sit dit op my vinger. Die bangle het sy op haar arm gesit. So ja. Ek verstaan nie. Kyk my Vlok. Ek wil trou. En ek wil met 'n jong man trou. Mrs. Bester, maar trou is 'n kwaai saak. Ek weet. Ek was al 2 keer getroud. En dit nadat ons mekaar maar so effentjies ken. Skonings help niks. Ek het jullie van die eerste keer gesien het. Ja, maar ek wil uitstel hè. Ek wil 'n bietjie oor die saak dink. Daar's niks te dink oor die saak nie. Ek wil vir jou vir 'n man hê. Maar as dit die geval is dan wil ek jou 'n paar vrae vra. Vra maar. Hoe oud is jy? 50 jaar. Dit was 'n lieg, 'n leuen. Sy was nou 58. Ek het 'n maand terug vir jou. Jy sien, Mrs. Bester was nog altyd my groot begeerte om eendag 'n kind te hê. O, jy. Ek sal nog meer as een hê. Nee, maar dan is dit reg. En as ons trou, dan is dit 'n gemeenskap van goedere. So was ek elke slag getroud en so wil ek weer trou. Dis beste. En as ek baas op die plaas. Natuurlijk. Ek sal alles gee wat ek het as jy met my trou. My kinders het klaar geërf, want niks meer van my nodig. In die plaas? Word enige kinders in, volgens my verdeling. Maar ek het lewenslange vir gebruik. Ons. En Mason dan? Hy lei my lewe. Dis 'n groot meneer. Hy het my al 'n paar maal met sy sambok geslaan. Hy moet trap. Ik heb hem al 2 keer weggejaagd, maar ik krijg niet van die plaats af niet. Met de sambok? Een paar maal al. Ik moest zijn nek voor hom gebreek het. Sias Johannes Christoffel Vlok, ik vind jou schuldig op een aanklacht van aanranding. Nee, ik is onschuldig. Orde, stilte in die hof. Ik zal niet stil zijn, ik is onschuldig. Meisen is die sondaar. Hij zoekt mij al lang al, hij tart mij. Hij het jaren geleden al my beginne sukkel edelagbare, jare gelede. Hy ontsien niks en niemand nie. Hy het my nie eens rus gegee die dag van my troue nie. Allemaal plaas toe gaan om lekker party te gaan nou. Allemaal is welkom. En is nie nodig om te jaag nie hoor. Daar's genoeg te eet en genoeg te drink om ons 'n hele paar dae lank besig te hou. Dis 'n grootste dag in my lewe. En ek wil dit graag deel met almal. Willie. Ja, Sias. Het ek nie vir jou gevra om al die karre met Unifla toe te maak nie. Ek ry nie met die Union Jack rond. Maar ek weet, Sias. Toe deed dit verander. Geel. Ek is self vir die huur van hierdie motor betaal. Ek verkies die koningse vlag. Sien jy op die plaas? Waar? Wacht maar. Kom, Sas. Allemaal wacht ons voor hem. Wacht.
Waar is mijn man? Jullie mijn man gezien nie? Ek sukkel om te dans, ek sien hom nie. Dis oor jy nie goed gekyk het nie, Mabel. Jy sit ek die hele tyd en rook. As jy wil dans, dan dans. Flok! Is er nog 'n boete hiervoor? Is 'n spytwees dat jy my gesukkel het? Gaan pars, ek sê jou. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Lyk vir my of jy per ongeluk saam met die eende gaan swem het. Jy het nie onskuldig my gestaan hou nie. Jy het by die donker bekruip en met 'n geslaan. Jy's skuldig, Flok. Jy's skuldig. Sias Johannes Christoffel Flok. Ek vind jou skuldig op 'n aanklag van aanranding en aanranding met die doel om ernstig te beseer op Reginald Jacob Louis Mason op 23 Augustus vanjaar by die graslyn wat sy grond van joune skei. Jy word gevonnis tot 18 maande tronkstraf met dwangarbeid sonder keuse van 'n boete. En toe sit ek vir 18 maande. 1,5 jaar sit ek in die tronk deur daardie vark. Maar dit is nie al nie. Terwyl ek in die tronk sit, probeer sy my skei van hierdie kant af. En toe sy dit nie reg kry nie, daar was nie genoeg rede nie. Toe plooi Mason dit sodat sy 'n doktersertifikaat in die hande kry. Ek sou kastig haar ribbebeen afgeslaan het. En toe skei Judge Prinsloo ons van bed en tafel. Dit was 3 jaar gelede. En toe peter hulle met my beeste terwyl ek sit. Omdat sy kastig nie genoeg kos het om te eet nie. Nie genoeg kos om te eet nie. Maar ons sit daar met byna 500 beeste, 1800 skape, 60 perde en al die gesaaides op die land. En toe begin sy verkoop aan my goed. En sy verkoop dit vir 2000 pond. Die mark was baie swak. Dis die beste prys wat ek kon kry. Jy het jy dit verkoop vir niks, vir 2000 pond, terwyl ek meer as 6000 pond daarvoor betaal het, het jy dit gedoen? Maar Sias, ek het nog net gedoen wat mevrou Flok my gevra het om te doen. Ek is toch julle prokureur. En toe ek uit die tronk uitkom, toe's daar van die 2000 pond net 300 pond oor. Maar ek het nie gaan lê nie. Ek het weer opgestaan. En hoe sterk is ek vandag, prokureur? So tussen 7 en 8000 pond. Jy skuld omtrent 1000, dink ek. Hoekom haat almal my so gruwelig? Hulle haat jou nie, Sias. Dis maar net... Nou, as dit nie haat is nie, wat noem jy dit dan? Hulle haat my, almal haat my. Die ou meisies, Mason, sy vrou, die Grylings, hoe verher hulle, Dippenaar, Willie, almal. En nou sy ook. Haat jou nie, Sias. Sy ook, almal. Sê vir hom ek haat hom nie. Sê vir hom asseblief, ek het hom lief. Ja, Sias, dit... Bly stil en skryf. En nou moet ek weer voor die judge verskyn. En sake wat gelaai is met afgeperste getuienis en haters. Almal wil my in die tronk sien. Maar as ek verskyn, is die skuldig bevind word net 'n blote formaliteit, want ek is klaar gevonnis. Daarom
het ek al my sake deur my prokureur laat reël. Ek gaan hulle bloed vir bloed gee. Messias, moenie. Moenie. Nou, hoekom nie, ou nooi? Het hulle jou nog nie betaal nie, hè? Jy maak my seer. Moet jy nog jou geld kry? Hulle het my gedwing. Hulle het jou gekoop. En net daar en nou, waar ek in die plaaspaai af, die dorpspad indraai, trap ons hom vas, man. Maar sal het werk sal? As jy so lank as ek aan die mag as vir u sê, jy weet, dit kan nie misluk nie. Denk jy, Flok het vergweding sommer vir die grap as die plaas laat kom? Ja, dus, ons staan met hom weg te glip, man. Dis ook om. Hoeveel gewere moet ek uitboek, sergeant? 2 sal genoeg wees, Pieters, hè? Jy kan nou met 2 gewere loop voorlê nie. Ons het nog in 'n diensrevolver op, Jack. 2 gewere is te min. Kom, julle. Ek kan nie die hele aand hier staan nie. Ek het nog 'n hele spulwerk om te doen. Hoeveel gewere moet ek nou uitboek? Goed, boek dan maar 3 uit. Flok is alleen, man. Ons is 'n hele klomp. Ek sal doodskiet. Tot die laaste patroon. En die is myne. Maar lewendig sal julle my nooit kry nie. Teken S.J.C. Flok. Sy tekens jas. My lyk kan julle doen wat julle wil. Verbrand dit, verbrysel dit. Net soos julle die beste wraak wil uitoefen. Sias. Sias is daar niks wat jy van plans laat verander nie. Daardie verklaring moet in al die groot koerante in die Unie gedruk word. Ek kan met die polisie gaan praat oor die verklaring, Sias. Stuur ook 'n afskrif van die eerste minister. Sê ek het 'n patrioot gesterf. Sias? Dankie vir alles. Jy sal daarom jou geld uit my boedel kan eis. Kom je samen met me, Esther? Sias? Ja, nee. Gaan ek bly. My plek is by Sias. Loop. Flok zou weer op die plaats afgekomen. Ik heb ook ergens langs die pad afgeklimd, hij is langs die pad afgeklimd, nee. Oh, je put op van mij af, je robbies. Kijk. Moeg. Ben je gaan slapen? Sal jy nou slaap nie? Ja, seker nie. Kon lag jy? Sommer maar. Maar hoekom moet ek gaan, Jack? En dan kan ek mos self doen. Wat gaan aan? Wat kan wie zelf doen? Dis Jack aan die Mabel. Het 'n kaptein Jenner met versterkings opgedag. Hulle was vlot môreoggend voor sonop op die plaas verras. Ek lê iemand nodig vir die plaas ken wat hulle pad kan wys op die werfgrond. Ja, ik begrijp. Nou kom order hy my sommer. En voor wat niet? Loop gaan rapporteren bij die politie. Maar Auntie Mabel, Vang hulle hom, Willie. Kry jy dalk 'n hoop geld? ag, loop paars jy, man.
so laat, hoekom gaan jy nie slaap nie? Is daar nog iets wat ek vir jou... Gaan slaap jy maar, Treda. Nag. Nag. Je doet net de motorbike, maar nog 2 policemen aangekomen. Hulle sal hom vasstrap die slag. Het jy bedoel wat jy vroeër gesê het, ma? Wat gesê het? Dat die plaas Petrus word na jou dood. Sê wat ek gesê het, nie, Jack. Gesê is Pieter en haar broers en volgens hulle pa se wil. Maar my testament sal eendag bepaal hoe die plaas verdeel word. Plaas is ons, nee. Jy het dit self gesê. Hy kry kontant uitbetaling. Dit staan dan so in jou testament. Op die oomblik ja, maar kan hom verander. Dankie. Sal wat ek wil weet. Ma. Meneer Kruis zijn hulp behoort tot om dus te verrassen. Volgens zijn ultimatum waar die procureur aan u genoemd heeft, sergeant de Penaar, mag niemand na 6 uur morgenochtend voet op zijn plaats zetten. Correct? Correct, kapitein Jonah. Hij verwacht dus niemand voor 6 niet. Ons zal niet problemen hebben niet. Ons gaan naar wapens en ammunitie uitdelen. Sergeant Petersen? Kapitein. Elke man krijgt een geweer. En 50 patronen. Kapitein. Sergeant de Penaar. Sergeant Price. Constable Vereen. Constable Blakeson. Constable Schutter. Constable Smit. Is er? Vicky, wat denk je? Nog in die Kaap toe. Misschien volgende jaar. Meneer Grijvers is zo, hij zei voor mij zijn Kaap te gaan, kan ik makkelijk in VP's van hem. Dank, opvolgen. Word back. Dus hij wat het zei, man. Esther. Oh nee. Opschik, kerels. Let hem aan. Dank u. 4:30 vertrekt kapitein Peter Jenner, Willie Krause en 11 politiemannen naar Vlokse Plaats. Wees nou, Willie. Als je vlog naar mij laat deurkomen, op die daarvan betaal ik je 2000 pond. Hij zal jou vrek schieten. Je kop houden breek je, Willie. Zorg dat hij deurkomt. 2000 pond. Die ligt niet weer van mij, niet. Zorg dat hij deurkomt. Kom aan! Ons kom terug. Waarheen? Waar ons heen? Ek het gelees daar's mense wat Afrikaans praat in Angola. En dan? Niemand sou ons daar ken nie. Al die rekeningen moet nog betaald worden. Wanneer die mensen moet later slecht voor mij denken.
selfs Afrikaners in Argentinië en as so. Listen. Net voor 5:30 bevind kaptein Jenner en sy manskappe hulle in 'n posisie ongeveer 300 tree van Vlok se opstal. Sal ons gaan, meneer Kraser? Saggies. Hier kom iemand. Neem dekking. Allemaal, gauw. Daar wil achter. Hier lossen dan. Dan kom je hierin. Dan trap ons om vast. Hij zal schiet. Die maar schiet voordat ik ze beveel niet. Bij stil allemaal. Ik moet dit voor jullie geven. Hai, kom hier. Los hom maar, kaptein. Dis net Doos Pieters, hier van Vlok se werkers. Wat sê hy? Oortreders sal van nou af sonder vrae op my grond doodgeskiet word. Dit is my laaste waarskuwing. SCC Vlok. Ja, hulle is by die hek agter die kop. 2 karre en 'n motorbike. Ek het 9 getel. Willie is ook daar. Ja, vir hom skiet ek eerste vrek. Doors, jy en Gert, hulle bly die pad uit vandag. Maak die perd daar by die stoep vas. Hallo, Lee. Ek sê jou, hy vra nie, hy skiet net. Maar hy is ook nie onnozel nie. Hy weet nou, hy is 'n hele klomp gewapende polisieman op sy plaas. Hy gaan proberen om deur ons kordon te breek, om weg te komen. En dan gryp ons om. Kom nou, kerels. Neem julle stellings in. En wat van Esther? Oh, nou, jy bly nou hier binne, jy kom nie uit nie, hoor? Oh, nou? Esther, kom terug! Hulle gaan jou doodmaak, steeds los my! Ek jou lief, hou nooit! Ja, kom terug! Ek het jou lief. Oh, mooi. Oh, mooi. Ja, mens is het Esther keer 1000 pond beloof as sy verklaring te jou afleef, Vlok. En jy dink kastig sy is lief vir jou. 1000 pond. Wat 'n varke! Dis sommer maar bangmaakskote wat hy skiet. Hy is omsingel. Hy kan nou maar net oorgee. En hy weet dit. Prysen van Heden dek agter die koppie. En klein Fourie. Ek hoor hulle sê hy gaan nog springbok word, né? Hy dek die bosse.
Blank. Hy sal nou gou agterkom as dit hom. Martin se dipenaar sal hom terugja as hy oos wil deurbreek. Ja, kaptein. Allee man, hoe dop hier. Ek dink jy's nog reg om die Martens. Laat val hy geweer vlok. Arme vent. 12 teen 1 is 'n groot oormag, né? Is hier ook 'n sigaret vir my, sergeant? Ja, seker, kaptein. Ek begin so 'n bietjie hongerig voel. Wil jy weet? Ek weet jou, hy gaan onder toe. Probeer deurkom. By die onderste huis verby. Dan trap Kraus en Blake op. Ek dink jy's reg, kaptein. En ek dink dis beklop. Bly jy hier. Ek gaan swom om te kyk of ek iets daardie kant toe kan sien. As jy hom sien, bly net doodstil lê. Ek sal hom daardie kant verras. O, wat Ek kan nie naby wees. Waar wil jy bly? Ek weet nie, hy het nie gesê waar. Kom maar, ek sal kry. Willie! Willie! Die ou mens betaal Willie 500 pond om te sê hy het Esther jou kamer by jou gekry, Vlok. Willie kry 500 pond. En jy het gedink hy's aan jou kant, né? Nee. Later gaan, goeiemôre. Gaan dit goed? Ja, dankie. Ek het net 'n klompie polisman op my plaas geskiet, nou is ek op pad dorp toe om nog 'n paar mense te gaan skiet. As my skuld afbetaal. Nee, tot ziens dan. Waarom gaan ry twee mense wat direkte vrees vir 'n desperate maniak behoort te hê sonder 'n wapen rond? Waarom gaan hulle na sy buurplaas? Al verklaring vir Fanny Ferreira en Pietro Meisen se optrede is dat hulle onder die indruk was dat Vlok klaar in hegtenis geneem was teen 8:00 daardie oggend. Mevrou Meisen, goeiemôre. Dit is my 'n groot teleurstelling dat jou man nie saam met jou is. Kyk, Vlok. Ek het jou niks uit te waai nie. Ek en jy het nog altyd goed oor die weg gekom. Hoekom jy dan gestaan en lieg gesê ek wil jou vermoor? Lieg pek.
gaan jou kry. Hulle gaan jou nie drop smyt. En dis hoogtyd dat Mens is jou lekker gekry, Vlok. As jy jou skuldig vind, kan sy jou sonder 'n probleem skei. Dan sit jy sonder niks. Perswous. Kyk waar julle ry nie. Die ou mens het jou op 'n varkvlok. Jy's niks. Jy het niks. Jou Esther kry 1000 pond. Jou Esther. Sy het jou kaal uitgetrek, Vlok. Esther is aan haar kant. Willie is ook aan haar kant. Jy het niks. Niks. As jy my nie glo nie, gaan vra haar self. Sy bly by Treda Plessis op die dorp. Jou Esthertjie was nie te duur nie, Vlok. Nee, te duur nie. As nou iemand som sies. Goed, Reda. Aanklagkantoor toe. Wat van Mabel? Toe ek sal geroep. Ma! Ma, kom gou, hy's in die dorp. Kom maar, bring jy ook. Uit. Ek het geweet ek gaan... Hou op, kerm. Kom seker nou tevrede met jouself. Vir elke skoot wat daai perresmousman van jou vandag skiet, draai jy die skuld. Hy sal niemand doodskiet nie. Kom, ons na die polisie toe. Nee, ons bly hier as hy iets probeer skiet ek hom. Hy sal doodskiet, Jack. Sit. Sit. Ek wil net agtertoe gaan kyk dat jy daar aankom. Jack, ek... Toe hou nie bang wees, ek het 'n revolver. Sit.
wil nie wag. Polisie net oor kan die pad. Hier te langsaam. Wat kant toe is Mason? Daar die kant hoor, Kaapstad. Dankie, Albert. Ek sal hom afsny by die kort draai. Levende, sal jy hom nie kry nie. Dit is die bevinding van die hof dat Sias Johannes Christoffel Vlok sonder die bystand van iemand anders alleen verantwoordelik was vir die dood van 1 kaptein Peter William Janet, 2 sergeant Johannes Jacobus Dippenaar, 3 sergeant David de Kok Petersen en 4 hoofkonstabel Mervyn John Martins, 5 konstabel Allen Ferdinand Blake, 6 Stefanus Hermanus Ferreira, 7 Petronella Gertruida Elizabeth Mason gebore Wester, 8 Thomas Gert Philander, 9 Cornelia Mabel Petronella Vlok, voorheen Wester, voorheen Kilian, gebore Exeter. Dit is die bevinding van die hof. Die hof verdaag. 'n fees van geweld eindig in 3 hamerslae. Kon die tragedie vir my gewees het? Ons sal nooit weet nie. 9 dooies kan nie praat nie. En die ander? Hulle is maar net gelukkig dat hulle dit oorleef het. Prokureur Daan Greiling. Konstabel Jan Fourie, blind vir die res van sy lewe. Om aan groot rugby deel te neem sal net 'n droom bly. Emily Pfaff, 'n plesierrit wat 'n nagmerrie geword het. In die nek gewond, sal sy vir die res van haar lewe verlam wees. Henry Mulligan, vergruisde skouerblad, sal nooit weer aan tennis kan deelneem nie. Willie Krause, baie beloftes van geld is gemaak, maar hy sit vandag sonder 'n penny op sy naam, sonder werk. Jack Mason, steeds onder doktersbehandeling, kan glad nie sonder hulp oor die weg kom nie.
Esther Cronje. Esther dra die letsels van haar ondervinding ingebrand op haar gesig, ook vir altyd. Ons kan huis toe gaan, dis verby. Niemand is meer nodig as getuie nie. Die enigste een wat voordeel uit die gebeure getrek het, is Esther Cronje. Volgens Vlok se laaste testament erf sy al sy besittings. Vlok se manifest, soos gedikteer aan prokureur Greiling, is nooit gepubliseer nie. Dit het te veel lasterlikhede en onwaarhede aangaande die Suid-Afrikaanse regstelsel bevat.